Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Gesang 486 in die liedboek. Dit is ou Gesang 222, strofe 1, 2 en 3. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. So sê die Here, verkondig al verder die tyding. Daar is my knegt, hy bring aan nasies die reg, volg hom getrou in sy lyding. Gesang 486 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3. Dis ou Gesang 222, ook strofe 1, 2 en 3. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. So sê die Here, verkondig al verder die tyding. Daar is my knegt, hy bring aan nasies die reg, volg hom getrou in sy lyding. Hy die geliefde, die enigste daartoe verbore, ly vir ons sonde en red ons in sonde verlore. Die kind word knegt, hy neem ons sonde skuld weg, ons word in hom weergebore. Hy sal begryp in die riet wat geknak is nie breek nie. Hy laat die swake verdrukte nie vrugteloos weeg nie. Die knegt is hier, duisende wag op sy leer. Laat ons hom nooit nie vergeet nie. Na die wet sing die gemeente Gesang 501 in die liedboek. Dis ou Gesang 228, strofe 1 en 2. En na die belydenis, Gesang 502 in die liedboek. Dis ou Gesang 45, ook strofe 1 en 2. Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister na die samevatting van die wet van die Here, soos Christus het in Matteus 22 vers 35 tot 40 gestel het. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Aangesien ek nou weer opnuut om sonde en ellende uit die wet erken het, laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 501 in die liedboek, strofe 1 en 2, dis ou Gesang 228, ook strofe 1 en 2. Ek het toe wilde storms gevoer het, die wondervaste rotse vind, die woord wat my van ramp behoed het. God is my Vader, ek sy kind, my anker is daar vastgemaak. Ek glo niks sal dit
die rots bly staan. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan nou belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons ons lewe aan die Here toewy, in die sing van Gesang 502, strofe 1 en 2, dis ou Gesang 45, ook strofe 1 en 2. O vertroue vas en veilig, bou ek op die Heer my hoop. Op die Here wat almagtig, heers oor voorspoed en oormoed. Hy het my steeds gelei, dankbaar wil ek dit bely. Sou ons eintlik ons vertroue aan verganklikheid verbaan. Toekomsdrome strewe huise, bou op fondament van sand. Wat bestaan sal vergaan, net Gods woord bly ons vasstaan. Ons skriflesing is uit Jesaja 4 van vers 2 af en dan Johannes 15 van vers 1 af. Jesaja 4 van vers 2 af en dan Johannes 15 van vers 1 af. By Jesaja 4 is dit 'n voorspelling oor hoe die geloofsake sal werk nadat die Here Jesus op die aarde was. Daardie dag sal alles wat die Here laat uitspruit mooi en weelderig wees. Die uit Israel wat vrygekom het, sal trots wees op die opbrengs van die land en hulle daarin verlustig. Wie in Sion oorgebly het, wie in Jerusalem bewaar gebly het, elkeen in Jerusalem wat vir die lewe opgeskryf is, sal heilig genoem word. Die Here sal die inwoners van Sion reinig van hulle wandade en hy sal die bloed wat aan die hande van Jerusalem kleef, verwyder deur die Gees wat oordeel en verteer. Dan sal die Here bedags 'n wolk en snags die rook en glans van 'n vlammende vuur skep oor elke woonplek op Sionsberg en oor al die bymekaar komplekke daar. Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskud, daar sal 'n skuiling wees, 'n skaduwee teen die hitte bedags, 'n skuilplek en toevlug teen stortbuie en reën. Ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd.
Hy wat ek liefhet, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder. Dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n paskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord. Gras verdor en blomme verwelk, en die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Heer, ons is altyd verleer wanneer ons voor U staan. Ons is verleer omdat U die heilige ewige lig is. En ons is nie helder soos ons moet wees. Ons is verleer omdat U die Almagtige is en omdat ons altyd tekortschiet. Ons is verleer, Heer, omdat U barmhartig en genadig is en ons is so maklik selfsugtig. In alles skiet ons altyd tekort. Maar deur die geloof mag ons nederig tot U nader. Ons mag nederig na U toe kom, om van U te ontvang, Heer. Met ons stukkende harte, met ons gebroke lewens, met ons skuld, kan ons by U kom staan, om die vryheid te geniet wat net deur die geloof kan kom. Om die vryspraak te ontvang deur ons Here Jesus. Om die troos en die bemoediging deur die Heilige Gees te ontvang. Elke keer wanneer ons U ontmoet het, is ons van vooraf nuwe mense. En daarom kom ons weer na U toe. Ons pleit, Heer, om aangeraak te kan word. Ons vra dat U woord mag oopgaan. Ons bid om in alles weer en weer U genade te mag geniet. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die liedboek Gesang 489 en in die ou boek Gesang 258. Ons sing daar die eerste en die tweede strofes. Waak Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. En die tweede strofe, wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk. 489 in die liedboek, 258 in die ou boekie. Waak Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. Gedra jou manlik sterk en moedig, steeds toegewy jou
broers en susters in ons Here Jesus Christus, vanoggend se preek is basiese herhaling van gister se begrafnispreek. Na die diens gister het genoeg mense gevra vir herhaling, dat u dit vanoggend nog 'n keer hoor. Die tema is die vraag hoe Jesus die dood oorwin het. Hoekom sê ons dat Jesus ons gered het, hoe die hele proses gewerk? Ons het nou by Jesaja 4 die voorspelling gehoor van hoe dit gaan wees nadat die Here Jesus op die aarde was. En as mens dan bietjie fyn gaan kyk na die teks, dan sê die teks vir ons hoe ons daarmee kan reken, of ons verstaan bietjie beter van waarom dit met ons tyd is soos wat dit is. Hoekom verstaan ons die dinge so, hoekom doen ons wat ons doen? Daardie dag sal alles wat die Here laat uitspruit mooi en weelderig wees. Mens kan dit nou letterlik verstaan, dat dit nou na die plante verwys, maar dan sou dit moes gewees het dat na daardie tyd in Israel altyd alles groen was en weelderig was. So hierdie gedeelte het nog 'n verdere betekenis. En dit word duidelik as ons dit verder vat van vers 3 af. Wie in Sion oorgebly het, wie in Jerusalem bewaar gebly het, elkeen in Jerusalem wat vir die lewe opgeskryf is, sal heilig genoem word. Sion en Jerusalem is dieselfde plek, is net verskillende name vir dieselfde plek. Maar terselfdertyd het dit die betekenis van die geloofsgemeenskap. Jerusalem was die belangrikste stad, want die tempel was daar. So in die tyd van die Nuwe Testament, as die Bybel praat van Sion of van Jerusalem, dan beteken dit die geloofsgemeenskap in die wêreld. En nou sê hy, die wat in Sion oorgebly het, so die gelowiges wat nog daar was, sal heilig genoem word. Nie heilig in die sin dat ons sondeloos is. Heilig in die sin dat ons bewus is van God, dat ons naby hom moet leef. Die Here sal die inwoners van Sion reinig van hulle wandade, en hy sal die bloed wat aan die hande van Jerusalem kleef, verwyder deur die Gees wat oordeel en verteer. Nou is dit mos duidelik. As die Ou Testament voorspel van die Gees wat sal werk, dan gaan dit oor nadat die Heilige Gees uitgestort is. En dit is die tyd waarin ons nou leef. So dit wat u en ek ken, dit wat vir ons normaal is, dit wat ons elke dag moet uitleef, hoekom is dit moontlik? En dit gaan uit en uit oor die verlossing wat Jesus vir ons oor die dood gebring het. As ons nie daardie ding verstaan nie, dan moet ons baie ernstig wonder waarmee ons enigstens in ons lewens besig is. Omdat Christus die dood oorwin het, omdat Jesus vir ons die pad na die ewige lewe oopgemaak het, is daar 'n rus en 'n kalmte en 'n vrede in ons harte, wat slegs binne ons geloof voorkom en moontlik is. Dit is baie aardig as mens met mense van ander godsdienste te doen kry, en 'n mens begin besef hoe 'n paniekerige angs en 'n bekommernis die mensdom oor die dood het. En daardie ding geld nie vir ons nie. Ons is dalk 'n bietjie bekommerd of hierdie kant of daardie kant doen, maar ons het nie daardie eindelose vrees om te sterwe te kom. Dit is hoekom dit nodig is dat 'n mens verstaan hoe werk die dood, wat is die dood en hoekom is die dood nie ons vyand nie. Kom ons veronderstel dat ons by 'n begrafnis is. Gestel nou maar, hierdie is nou 'n begrafnisdiens, 'n roudiens.
dan moet ons vir onsself vra, waarom is 'n begrafnis so swaar en so moeilik? Hoekom is daar trane en emosies en hoekom troos die mense mekaar? En die ongewone antwoord is, dis as gevolg van ons. Een mens het 'n liggaam en nie 'n siel. Jou liggaam is die voertuig van jou siel. Vir so lank as wat die siel op die aarde is, beweeg die siel binne in die liggaam. Hulle loop saam. Maar die oomblik as 'n mens te sterwe kom, dan gaan jou siel uit die liggaam uit. Die liggaam gaan tot niets, stof tot stof, soos die Bybel vir ons sê. Maar wanneer 'n gelowige mens dan te sterwe kom, dan beteken dit jy blaas jou asem uit, die liggaam hou op leef, want die siel is nie meer daar nie, en die siel verlaat die liggaam en gaan in die ewigheid in. Jou siel gaan letterlik uit die skepping uit, soos wat ons hom ken. Want in die skepping is tyd, maar buite die skepping is nie tyd nie, daar is ewigheid. Prediker 12 vers 7 sê, as ons te sterwe kom, moet die siel teruggaan na waar hy vandaan kom, hy gaan terug na God. Dis hoe dit werk. As ons siele dan uit die skepping uitgaan, dan gaan die siel om voor God se troon te staan. En as die siel voor God se troon staan, dan word die bokke en die skape geskei, soos Jesus gesê. Aan sy een kant kom die gelowiges by mekaar, aan die ander kant kom die ongelowiges by mekaar. Die gelowiges mag ingaan, die ongelowiges moet weggaan. En daarom kan ons baie hard en duidelik vir mekaar sê, as 'n gelowige mens te sterwe kom, dan is dit vir daardie een goeie nuus. As 'n gelowige mens doodgaan, is dit nie sleg of lelik nie, dis baie goeie nuus vir daardie persoon wat te sterwe gekom het. Vra onsself die vraag, dis 'n ongewone vraag. As iemand te sterwe gekom het, en sy siel is in die hemel, by die Vader, gaan dit nou beter met daai een, of gaan dit nou slegter met daai een? Dit gaan ons eindeloos beter. Hoekom is ons hartseer by 'n begrafnis, as ons iemand begrawe wat gelowig was, met wie dit beter gaan? Dit is nie logies nie. Eintlik moet ons baie dankbaar en bly wees saam met daardie persoon, dat dit nou met hom of haar beter gaan. Maar ons is hartseer. Hoekom? Want ons harte het die antwoord nodig. Dis ons wat nie daarmee regkom nie. Dis ons wat sukkel en wonder daaroor. Ons moet onthou, ons is aardse mense. Hierdie wêreld is al wat ons ken. Dis hoe dit is. Nou beleef ons met ons aardse liggame iets wat uit die ewigheid uitkom, iets wat met die ewigheid te doen het. En as jy 'n ewige vraag met 'n tydelike antwoord probeer regmaak, dan gaan jy nooit die antwoord kry nie. Jy moet 'n tydelike ding met 'n tydelike vraag antwoord en 'n tydelike ewige iets met 'n ewige een antwoord. As 'n mens dit nie doen nie, as 'n mens nie die vraag van die ewigheid met God se antwoord uit die ewigheid het antwoord nie, dan gebeur dit net so vandag. Dat die mens begin om homself jammer te kry, dan sê arme ek, kyk wat het nou met my gebeur, dis julle skuld. En dan word 'n mens kwaad vir die wêreld en vir God. Dit begin by die begin. Voordat die wêreld gemaak is. Genesis sê vir ons, God het eers die wêreld gemaak, en toe het hy die bome en die diere gemaak, en toe op die einde het hy die mens gemaak. Nou voordat hy die wêreld gemaak het hy die boek van die lewe geskryf. En die naam van elke gelowige mens is daar vasgeskryf gewees. Nadat hy die boek van die lewe vasgeskryf het,
het hy die wêreld gemaak, toe het hy plante gemaak, toe het hy diere gemaak, en toe maak hy eers die mens. Nou, hoe groot genade is dit nou al, en hoeveel veiligheid moet dit vir ons gee, as ons dan nou weet, dat voor enige iets plaasgevind het, dat hy ons naam daar vasgeskryf. Daar is ons klaar aan God vasgemaak, nog lang voor enige iets anders gebeur. Toe maak hy vir Adam en Eva, en hy maak hulle, dat hulle so naby aan hom kon wees, dat 'n mens kan aanneem, hulle het met God gepraat, soos wat ons met mekaar praat. So naby was die mens aanvanklik aan God. Toe gebeur die sondeval, en dit is nou waar ons groot probleem begin het. Die oomblik toe die mens die sondeval gepleeg het, het die mens bang geraak, want daardie band wat ons aan God gebind het, is toe nie meer daar nie. Dis hoekom die dood 'n probleem is. Toe daardie band weg is, wat word nou van die mens? Dis hoekom by 'n sterfgeval, dis hoekom die dood so ernstig aan ons vat, dis hoekom ons so onseker raak, dis hoekom daar troos moet wees. Maar hoor nou die genade, wat weer en weer en weer plaasvind. God wat ons name in die boek van die lewe geskryf het, God wat die mens gemaak het, kom na die mens toe terug en hy sê, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Jy moet my volk wees, jy en jou nageslag. So God kom elke keer van sy kant af. En hy maak reg, en hy help, en hy vertroos, en hy dra. En nadat hy die belofte aan Vader Abraham gemaak het, word hy nog mens op die aarde in Christus, dat ons op daardie manier kan voortgaan, dat ons daardie verlossing kan kry. As ons nou al die dinge in gedagte hou, en ons kom by 'n sterfgeval, dan moet ons verstaan, die dood het 2 betekenisse. Die eerste een is as ons asem uitblaas. Dis nie op sigself nie probleem nie. Die vraag is, waar gaan die ewige siel heen? As die siel uit die liggaam uitgaan, waar gaan hy heen? En omdat ons weet, dat Christus in ons plek in die hel ingegaan het, en omdat hy op die 3de dag uit die hel uit opgestaan het, weet ons vas en seker, dat niks ons van God sal skei. Dis hoekom die dood nie vir ons so groot probleem is nie. Ons is nie bekommerd oor waar ons siel heen gaan nie. Ons weet, ons gaan reguit om voor die troon van God te staan, dan ontvang ons die vryspraak, en dan mag ons ingaan om in die ewige saligheid te wees. Vir die tyd wat ons dan nou nog hier op die aarde is, geld daar 'n tweede beginsel. En dit is waar Johannes 15 ter sprake kom. Aan die een kant die vrymoedigheid van die geloof, wat Jesaja 4 van praat, en dan Johannes 15. Ek is die ware wingerdstok, my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as hy nie aan die wingerdstok bly. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand.
Daardie beginsel moet ons dan nou saam met ons aardse lewe, as ons die ding van die dood reg verstaan en ons begryp, die dood is nie ons vyand. Die dood is ons vriend wat ons deurvat na die ewige lewe toe. As daardie ding waar is en staan, dan geld hierdie tweede beginsel ook. En dit is dat ons die genade beleef, dat God ons snoei tydens ons aardse lewe. Hy sny reg soos dit nodig is. Hy maak ons gereed. En as dit dan ons beurt is, dan kom haal hy ons. Ons gaan nou by die nagmaaltafel aansit. En dan moet ons dit baie fyn en baie netjies en reg verstaan. By die nagmaal herdenk ons dat Christus vir ons daardie pad oopgemaak het. Ons herdenk hier dat hy vir ons hele aardse lewe moontlik gemaak het. Ons kan voluit leef. Want ons is nie bekommerd oor waar ons vandaan kom nie, ons is nie bekommerd oor waar ons heen gaan nie. Ons kan al ons tyd en ons energie aan God se sake op die aarde spandeer. Dit is waarom dit so enorm belangrik is dat die Here Jesus vir ons die dood oorwin het. Amen. Ons luister nou hoe die Here Jesus die heilige nagmaal ingestel het. Ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dis my liggaam vir julle, gebruik dit tot my gedagtes. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, die beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtes. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en ons bely dat ons Here Jesus die sakrament van die nagmaal ingestel het, om die te voed en te onderhou, wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word soos die aardse lewe aan alle mense gegee, maar om die geestelike, die hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir ons die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Christus. Om hierdie geestelike en hemelse brood uit te beeld, het Jesus bepaal dat aardse sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Dit staan dus vas dat Christus nie te vergeefs die sakrament ingestel het nie. Hy doen in ons alles wat hy vir ons met hierdie tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Gees verborge en onbegryplik is. Al bly Christus sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel, hou hy tog nie op om ons deur die geloof aan hom deel te laat hê. Hy voed en versterk ons geestelike lewe. Hy vertroos ons as ons aan die nagmaal deel. Net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons die wyn daarvan drink. 'n goddelose en ongelowige mens ontvang wel die tekens, maar nie wat daardeur uitgebeeld word nie, en bring 'n oordeel oor homself. Judas en Simon Towenaar het byvoorbeeld albei wel die sakramentstekens ontvang, maar nie van Christus wat daardeur aangedui word nie. Hy word alleen aan die gegee wat glo. Kortom, deur die gebruik van die sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en vir ons naaste. Ons is tevrede om die nagmaal te vier,
soos Christus en sy apostels ons geleer het, wat ons daarvan sê is wat hulle daarvan gesê het. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om U kinders te mag wees. Ons dank U dat U die geduld behou het met die mensdom, toe die mense die eerste keer die band met U gebreek het, en ons dank U dat U tot vandag toe die geduld met ons behou, vir elke keer waar ons weer teen U oortree. Ons dank U, Heer, omdat ons U kinders is, dat ons kan reken met vergifnis en met vryspraak en die troos wat daaruit kom, dat ons na U toe mag vlug, soos wat die verlore seun teruggevlug het, en dat U ons terug ontvang. Net so dank ons U dat U ons altyd weer terugroep, en ons selfs terugtrek met 'n harde hand as dit nodig is. Ons wil nie sonder U genade leef nie. Ons kan nie sonder U sorg leef nie. En daarom buig ons nederig voor U. Ons erken U gesag, ons erken U almag, en ons bely U liefde wat U aan ons bewys. Wil U ons tog bystaan, Heer, wanneer ons by die nagmaaltafel aansit, dat ons kan terugdink oor wat dit werklik beteken, oor dit wat agter ons lê, en ook oor die vrymoedigheid wat dit vir ons oopmaak. Ons vra dat dit nie te vergeefs sal wees nie, Heer, maar dat die krag van die opstanding in ons en deur ons sal werk, om ons hele lewe ten volle aan U te wy. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Aangesien die Here ons aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons dan nou in ons harte ons dankbaarheid bely. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat my sonde vergewe, my siekte genees, my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver die ooste van die weste is, verwyder hy ons oortredings van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Hy bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons sondaars was. Aangesien ons vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat nou dat ons versoen is, ons deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom kan ons met hart en mond die Here loof van nou af tot in ewigheid. Kom ons sing ten slotte die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy naam.
vir ewig en ewig. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.